Ons gaan saam lees uit die Here se woord uit Hebreërs 10 by vers 19. Hebreërs 10 by vers 19 sal ook op die bord wees. Die van u wat dit wil naslaan, is bladsy 296. Here onse Vader, ons dank U in die naam van Jesus Christus, dat ons kan sê, Abba, Vader. Dankie dat ons kan weet, dat U ons verlosser is, en ons Here, en die een wat saam met ons die pad stap, en wat die liefde en genade in oorvloed oor ons uitstort. Dankie dat ons kan weet, ons enigste troos in lewe en dood, is dat ons aan Jesus Christus behoort. Dankie dat U met U kosbare bloed betaal het vir al ons sonde, en dat ons dit juist in hierdie tyd van die jaar kan herdenk en daaroor nadink, en daaroor praat, daaroor sing, en vir U daaroor kan prys. Dankie Here dat ons kan weet, dat die kruis en die dood daar was, terwille van ons, en dat ons kan lewe, om in ewige heerlikheid, saam met U te kan lewe. Dankie dat ons so saam kan wees, dat ons kon sing, en dat ons geloof kon bely, en dat ons U vergifnis kon aanvaar, en dat ons nou kan weet, uit hierdie wonderlike gedeelte van U woord, gaan U ook met ons praat. Help ons om te hoor, en om U te dien, as ons hier uitgaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hebreërs, net voor ons dit lees, Hebreërs is Jode, Christen Jode waarskynlik, 'n brief wat geskryf is aan Christen Jode, as jy 'n boek soek in die Bybel, wat op 'n ongelooflike manier die Ou Testament en die Nuwe Testament aan mekaar verbind, is dit Hebreërs. 'n Wonderlike boek om te sê, dis een boek, een daad, een aksie van God. Daar's pragtige temas aan die boek, gaan nou veral dan na een tema verwys. Kom ons lees by vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons hart is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Nou, ek gaan aan al hierdie verse verwys, maar die enkele woord waaroor dit eintlik dan gaan, is die woordjie wat ons in vers 22 kry. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloof sekerheid. Sekerheid. Daaroor gaan dit dan veral vanoggend. 31 Oktober 1517 kap Martin Luther by die aanplakbord van die kerk in Wittenberg in Duitsland 95 stellinge wat die kerkhervorming begin het. Martin Luther het veral een vraag gevra. Hoe vind ek 'n genadige God? Hoe vind ek 'n genadige God? Wat moet ek doen dat God my kan lief hê? Hoe moet ek lewe dat ek kan sê ek behoort regtig aan God en ek is God se kind? Die Rooms-Katolieke Kerk van die tyd het gesê, jy doen dit deur aflate te koop.
Nou, aflaat beteken doodgewoon. Jy betaal die kerk en hy gee jou 'n dokument wat sê dat jou sonde vergewe is. Die sonde is as dit ware, as ek die woord so kan gebruik, afgelaat. En Martin Luther het alles in sy vermoë gedoen om hierdie uit te leef. En hy het net op 'n dag ontdek, maar hoe meer jy aflate koop, hoe minder is jy seker. Want kyk, as dit van jou afhang om jou saak met God reg te maak, wanneer gaan jy seker wees? Wanneer het jy genoeg gedoen? Wanneer kan jy nou vir iemand sê, weet jy, ek dink my saak met God is uiteindelik reg? Want kyk hoe leef ek. En Martin Luther ontdek die wonderlike waarheid, dis alles genade. Ons gaan nog baie daaroor praat, ook in Pinkstertyd. Dis genade. Dis geen eie verdienste nie. Ek kan dit nie koop nie. Ek kan dit nie verdien nie. Ek kan dit eintlik maar net ontvang. Kyk, ons hou van sekerheid. Ons hou van sekerheid in ons verhoudings met mense. Ons hou van sekerheid in ons geldsake. Ons hou van sekerheid, liewe aarde, in ons landsake. Sal dit nie wonderlik wees nie? En so kan 'n mens nog klomp tydelike goed noem. Maar wat enige mens graag wil weet en graag wil hê, is sekerheid oor die ewige lewe. Wat maak ek hier? Waarheen is ek op pad? Is ek seker waarheen ek gaan? Die Heidelbergse katekismes wat ek net nou gebruik het, is Sondag 1, by die foto aan die begin van die diens sê, my enigste troos, en troos daar beteken nie trane afvee net nie, dit ook, maar troos beteken wat gee vir my sin en betekenis in my lewe? Hoe weet ek waarin is ek op pad? Die katekismes sê, my enigste troos in lewe en in dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Aan Jesus Christus behoort. Dis die hart van my godsdiens. Dis die hart van kerkwees. Dis die hart van alles waarmee ek besig is. Hebreërs sê herhaalde kere dat die verlossing finaal volkome vir ons bewerk is. 9 keer. Ek gaan vir die een lees in hoofstuk 6 vers 19 en 20. Hoofstuk 6 vers 19 en 20 staan hierdie woorde. Hierdie hoop, dis die hoop wat God vir ons het. Hoop beteken nie miskien nie, nie in die Bybel nie. Hoop beteken geloof wat vorentoe kyk. Hoop beteken God is vandag by my, maar hy is ook môre by my en in die ewigheid. Hierdie hoop besit ons. Ons besit dit, is ons sin. As 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus ons verlosser ter wille van ons ingegaan. En dan herhaalde kere, hierdie verlossing is volkome, dis volmaak, dis finaal, dis vir my gedoen. Ek kan dit vat. Daarom vers 19 in die skrifgedeelte. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Deur die bloed van Jesus aan die kruis. Vrye toegang, die letterlike woord wat daar staan in die Grieks is vrymoedigheid. Ek het so waar vrymoedigheid. En dis 'n woord wat geweldig baie beteken vir hierdie Joodse lesers. Want dink nou aan die tempel, die voorhof vir die heidene, waar mense kon inkom, wat nog nie aan die God van Israel behoort nie, en dan die gedeelte, die heilige gedeelte, waar net die priesters kon kom, enige iemand anders wat daar probeer inkom, is eenvoudig uitgewerp, selfs doodgemaak. En dan die allerheiligste agter, daar kom die hoë priester, eenmaal 'n jaar, alleen in, om vir die volk se sondes versoening te doen. Daar's 'n ou tradisie wat sê, dat hulle aan sy enkel 'n tou vasgemaak het,
En dan in die heilige gedeelte het die priesters gestaan met die tou, en as die hoëpriester nie terugkom nie, dat hulle hom kan uitsleep. Hoekom nie terugkom nie? Omdat die volk se sondes te groot was. En God die hoëpriester gestraf het en doodgemaak het. En nou moet die lijk uitgesleep word. So ernstig het hulle sonde opgeneem. Net die hoëpriester, eenmaal 'n jaar in die heiligdom. En toe Jesus aan die kruis sterf, word die voorhangsel geskeur, nie van onder na bo nie, maar van bo na onder. God wat die pad oopmaak. En nou het ek en jy die vrymoedigheid kan jy dit glo, so waar in daardie allerheiligste in te gaan. Die pad is vir ons oop. Die weg na God se hart, na sy liefde, na sy genade is oop. Die pad is oop vir 'n sinvolle lewe hier op aarde. Is oop vir ewig saam met hom woon, soos ons net nou gelees het. Is oop vir 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Dit het hy gedoen vir jou en vir my. Jesus het gesê, Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En iemand het dit so effens anders gesê, ek is die ware weg na die lewe. Die enigste weg. Die enigste manier om by die ewigheid uit te kom. Die enigste manier om met God 'n verhouding te hê. Die enigste manier om sekerheid te hê dat ek aan die Here behoort. Net deur Jesus Christus. En daarom skryf Jakobus 4 vers 8 die wonderlike woorde, nader tot God en hy sal tot julle nader. Kom maar na hom toe. Hy wag vir my. Hy wil my by hom hê. Elke dag, elke oomblik. Hy wil my aan hom vasmaak deur die verbond wat hy nooit verbreek nie. Al sou ek dit verbreek. Al sou ek verkeerd lewe. Hou my vas. Want Petrus skryf, my saligheid, my erfenis word vir my bewaar in die hemel. En dan staan daarby wonderlike woorde, en hy bewaar my vir my erfenis. Wonderlike sekerheid. Ons is skoon en rein, so staan dit daar, skoon en rein gewas deur die bloed van Jesus. En daarom die opdrag in vers 23. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Onthou jy ons gemeente tema? Lewe, dien en lewe met hoop. Laat ons styf vashou aan die hoop. Dis 'n tema in Hebreërs, aan mekaar. Vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. En 'n teks wat ek al baie keer na verwys het in 2 vers 1 staan daar, pas op dat jy nie wegdrywe nie. En die Griekse woord wat daar gebruik word beteken die anker op die kaai waar die boot vasgedraai word met 'n tou, daar omgedraai word. En as dit nie goed gedoen word nie en die duining kom, wat gebeur? Stadig maar seker trek die tou los, al losser, stadig wegdryf. So kan jy stadig maar seker van God wegdryf. Daarom die oproep, hou vas, broers en susters. Dis die twee goed wat God uit hierdie skrifgedeelte op ons harte wil druk, dat ons dit vashou. Die een is hierdie ongelooflike, wonderlike sekerheid, wat ek in Jesus Christus het. En die tweede is, moet dit nie los nie. Ons leef in 'n tyd, wat daar soveel magte is, wat probeer om ons van God af weg te trek. Veral rondom dwaalleer ook. Hou vas aan God. Moenie los nie. Hy gaan jou nie los nie.
En dan is daar nog 'n opdragie. Moenie mekaar los nie. Het jy dit gehoor? Daar staan dit. Daar staan, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet na mekaar omsien en na mekaar vashou. Wonderlike sekerheid, geweldige opdrag. Maar ons kan dit doen. Hebreërs 11 vers 1 het die wonderlike bekende definisie van geloof. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Daar's goed wat ons nie sien nie, maar wat ons weet, wat bestaan. En dis God se liefde. Ek sluit af, ek hoop ek spreek die man se naam reg uit, is 'n skrywer, prediker, Tony Campolo. Dis iemand wat kan help om dit reg uit te spreek. Maar dis die belangrikie. Die preek se tema, hoor bietjie, It's Friday, but Sunday's coming. Hy het dit gedoen op Goeie Vrydag. It's Friday. Alles is verkeerd. Die een wat hulle gedink het die verlosser van die wêreld gaan wees, hang aan 'n kruis en hy's dood. Die wêreld is verlore. Alles is verkeerd. But Sunday is coming. Die graf is leeg. So as jy die koerant lees en die nuus kyk en miskien in jou eie lewe worstel met probleme, Friday, ja. Sunday is coming. Amen. Here, baie dankie dat ons U kan aanbid met volle geloofsekerheid. Dankie dat dit nie ons prestasie is nie. Ons vermoë wat dit gedoen het, maar U genade. Dankie dat ons kan bid, Here, vir 'n land in soveel krisisse. Help U vir ons, terwille ook van U kerk en U koninkryk. Ons bid vir lidmate wat moeilike pad loop. Soos ook dink aan die name hier op ons nuusbriefie. Ons bid om U genade, Here, vir elkeen vir wie dit 'n moeilike oomblik is. Help U en dra U en wees U genadig. Dankie dat ons aan U kan behoort. In Jesus se naam. Amen.